maats en welkom terug by nog 'n episode van Wat wil Jesus ons leer. Vandag kyk ons vir oulaas na 1 Konings en ons kyk na 1 Konings 19 vers 1 tot 18. Maats, het jy al ooit so alleen gevoel dat jy gedink het God hoor jou nie? Het jy al stil gebid en gewonder of God daar is? Vandag se verhaal gaan jou wys dat God altyd daar is, selfs in die stilte. En soms is dit juis in die stilte waar God met ons praat. Nadat Elia 'n groot oorwinning gehad het teen die Baal profete, het hy bang geraak toe koningin Jezebel hom wou doodmaak. Hy het gevlug na die woestyn toe. Elia was moeg, bang en hartseer. Hy het onder 'n besembos gaan lê en vir God gevra of hy kon sterf. Maar God het hom nie gelos nie. Hy het 'n engel gestuur wat vir hom gesê het, "Staan op en eet." Elia het wakker geword en daar was vars gebakte brood en water. Toe slaap hy weer en die engel kom weer sê, "Staan op en eet, want die pad voor jou is ver." Elia het toe 40 dae en nagte geloop na 'n berg toe waar Moses ook God ontmoet het, die berg Horeb. Daar op die berg het God gesê, "Elia, wat doen jy hier?" En toe het God gesê, hy gaan verbykom. Maar kyk wat gebeur het. Daar was 'n groot windstorm, so sterk dat berge geskeur het, maar God was nie in die wind nie. Daarna kom 'n aardbewing, maar God was nie in die aardbewing nie. Toe kom daar vuur, maar God was nie in die vuur nie. En toe 'n sag, fluisterende stem, en Elia het geweet, God is daar. Elia trek sy mantel oor sy gesig en luister stil. En God praat met hom. God sê vir hom, hy is nie alleen nie en dat daar nog 7000 mense is wat God dien. Elia het gedink hy is die enigste een. Maar God sê, jy is nie alleen nie. Maats, wat kan ons leer uit hierdie verhaal? Ons kan leer dat God by ons is wanneer ons moeg en bang is. Elia het gevoel hy kan nie meer nie, maar God het hom gevoed en versterk. Net so sorg God vir jou, selfs as jy hartseer en moeg is. Tweedens, praat God nie altyd hard nie. Soms praat hy in 'n fluistering. Ons moet leer om stil te wees en te luister vir God. Dis nie altyd in die geraas of in die wonderwerke nie, maar in jou hart, in stilte, dat God met jou praat. En laastens, jy is nooit alleen nie. Elia het gedink hy is alleen, maar God het gewys, daar is ander gelowiges ook. Selfs as jy voel jy is die enigste een in jou klas of familie wat vir Jesus lief is jy nie alleen nie. Maats, Elia het 'n held in die Bybel geword, nie net omdat hy dapper was nie, maar omdat hy geluister het selfs in stilte. Wanneer jy stil is voor die Here, wanneer jy bid of net rustig sit met jou Bybel of in jou hart met hom praat, weet jy wat? God is daar. Kom ons bid. Here Jesus, help my om stil te wees en u stem te hoor. Dankie dat u altyd by my is, selfs as ek alleen voel. Ek wil u volg, al is dit nie altyd maklik nie. Help my daarmee, Here. Amen. Daar sy maats, tot volgende keer. Totsiens!